Goeiemôre, good morning. Ja, dis weer maandag, maar moenie bekommerd wees nie. Ons is hier om seker te maak dat die week op die regte noot afskop. Dis reg, ja, met goeie geselskap en 'n oggend propvol vermaak. Heerlike vermaak. Maar voordat ons by die vermaak uitkom, wat sê julle van die weer? So lekker. Ons area in Pretoria het uiteindelik lekker reën gekry. Ja. Beteken dat die somer is nou hier. Ek dink so en ek dink almal se tuine juig van die reën wat uit die lug uitval. Dis Hulle gaan regtig. leef. Die lekkerste was vir my net om gisterand so 'n bietjie van 'n donder weer te hoor. Hy dreuning. Die somer is hier. Die somer is hier en die dinge gaan kook vandag hier op Goeiemôre, good morning. Letterlik. Ons gaan 'n heerlike straatkos opdien in 'n regte foodtruck of wat noem hulle dit, 'n koskarretjie. Hier buite. Die ateljee Arnold is terug met al die sporthoogtepunte. Tuis gaan natuurlik sy 50 sent deel oor al die dinge wat jou geldsaake affekteer en die sangers Len Miller en Tai is hier om ons meer te vertel oor hulle nuwe enkels. Het ek nou gesê Tai? Dis 'n Tai tamaletjie daai. Dis Tai. Dis hoe ek haar naam onthou. Tai is ook hier. Kan nie wag nie. Heerlike vermaak. Maar nou ja, om die dinge af te skop wat hierdie oggend aanbetref. Tai. Oggendpraatjies. Yes, and my question to you this morning would be, if you were on a flight and it just kept circling and circling before the landing, what would be going through your mind? Ek sou dadelik bekommerd gewees het. Ja. Ek moet sê ek sou 'n bietjie kriewelrig geraak het om die mense te Dit het sê. al met my gebeur by George Lughawe wat die ouens soos hulle ingegaan het om te land, Ja. toe skielik voel jy net daar gaan die petrol weer terug. Tweede rad, hier kom ons op in die lug en hy het gedraai en niemand het geweet wat fout is nie. Toe dink ek, hier kom die noodlanding nou. Maar daar gaan maar al die slegste scenario's gaan deur ou se kop. Yeah, precies. That's exactly what happened to passengers on an Air Corsica flight when the plane had to circle the airport for about half an hour on the 16th of September. Pilots were unable to reach the only air traffic controller on duty at Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport because he had fallen asleep. Ag nee. Regional controllers eventually alerted local authorities who entered the tower, woke the controller, and had him switch on the runway lights so that the plane could land safely. The captain said there was no panic on board and the passengers treated the strange situation with good humor. The incident has fueled concerns about understaffing in French air traffic control, an issue mirrored in the US as well. So, hierdie hele situasie, shame. Ek kry die ouetjie nogal jammer, nê, wat nou aan die slaap geraak het in the air traffic control tower. So dit was baie stil by lughawe toe raak maar nie slaap. Toe raak hom aan die slaap, maar ek dink hy het ook, as hulle nou praat oor the issue of Ekskuus. understaffing, I think maybe he was a bit overworked and he just like kind of took a little bit of a nap. But I guess time and place for everything. In hoe kan jy nou weer, as jy by daai lughawe moet aankom, veilig voel dat daar 'n persoon gaan wees wat wakker is, wat die vliegtuig veilig gaan laat land? Ek sien net daai vlieëniers het gesê lekker, hulle het gespaar op die kostes, nie te veel petrol verbrand of airgas verbrand nie en skielik toe hulle begroting heeltemal daarmee heen nadat hulle vir 'n halfuur langer moes vlieg. Maar shame. Ja, so mense sal hoop dat daar binnekort miskien een of ander aanduiding is in die nuus. Jy weet dat hulle dalk 'n bietjie meer personeel kon aanstel of 'n effens groter begroting goedgekeur het vir meer mense of personeel. Het een van julle al aan die slaap geraak by die werk? Nee. Nee, nog nie. Ek dink dit is haas onmoontlik, Ras. Dit is, want ons is regstreeks aan die gang. Maar jare terug was ek 'n eiseklerk geweest. Dis baie jare terug in my begin daar. Ja. En dan jy so in daai cubicles mos gesit, dan kon hy ouma so 'n bietjie weggaan. Ek het 'n storie van iemand, ek dink dit was op Campus Radio. Ek dink nie dit was op kommersiële radio nie, maar iemand wat wel aan die slaap geraak het terwyl hulle op lig was. Nee, en daar was net stilte en hulle kon nie die persoon nie wakker maak nie. Hulle kon hom nie wakker kry nie. Het iemand maar nou ingegaan en ek weet nie hoe hulle hom wakker gemaak het nie. Weet jy wat het daar gebeur? Ek neem aan hy het na een of ander liedjie geluister. Ja, raak in die slaap. Ek het 'n chilled vibe ingesit het. So dit kan gebeur. Was dit die graveyard shift? Ek dink wel dit was die graveyard shift. Maar ja, ons is op en wakker. Ons is hier om jou wakker te maak op die regte manier. Ons is reg en op 'n ander noot dames, hou julle van melkskommels? Baie. Nee, 'n milkshake. Ja. Yes. Ek dink vroeër jare het ek baie meer daarvan gehou, maar deesdae ek het nie veel van 'n soettand nie. Ja, en ook op 'n sekere stadium blykbaar is jou lyf, as jy ouer begin raak, dan your body is not really
very keen on dairy anymore. Wees gewaarsku, op die ouderdom van 31 gebeur dit waar ek nou eers is. Wel, 'n nuwe studie van die University of South Wales toon dat selfs net een melkskommel vol versadigde vet die bloedvloei na jou brein kan belemmer en die risiko van beroerte en demensie kan verhoog. Navorsers het 'n studiegroep wat bestaan uit jonk en ouer mans 'n brain bomb melkskommel laat drink en gevind dat dit die bloedvate minder effektief laat funksioneer, veral by die ouer mans. Die melkskommel was gemaak van room en het 1362 kalorieë en 130 gram vet bevat. Eet is hoog in versadigde vet kan vrye radikale verhoog. Wat kan dit verhoog? Free radicals. Wat Vrye is dit? radikale. Wat is dit? Like Dis bad klink my so stuff, it springende. floats in your blood, I think. Okay. Jy sien, nooit te oud om te leer nie. En die bloedvaat is vermoë om suurstof en glikose te vervoer verminder. Die American Heart Association beveel aan om versadigde vette tot minder as 6% van jou daaglikse kalorieë inname te beperk. Die navorsers sê, hierdie studie herinner ons dat dit wat ons eet nie net jou langtermyn gesondheid beïnvloed nie, maar ook jou brein en liggaam direk en onmiddellik kan affekteer. Dis nogal 'n mond vol oor 'n melkskommel. Ek het dit nie besef nie. 130 gram vet. Dis baie, Dit nee. is baie. En oor die 1300 kalorieë. Ja. Dit is te veel. So wat hulle doen in hierdie tipe studies is dat hulle vat dit na die uiterstes toe. They take it to the extreme to prove their point. But if you're having a milkshake, just an ordinary milkshake at a restaurant or something with a meal, you're not going to have 130 grams of fat in that milkshake. So to prove their point, obviously they've got to use large quantities so that they can prove their theory. But I mean, come on. Kyk, ek dink deesdae is hulle baie kreatief met al die geure wat Ja. 'n mens kan kry. Verskriklik, en hoe hulle Die ombou. gewone geure wat 'n mens of waar 'n mens nog altyd gewoond was, dink ek is nie noodwendig so soet nie. Maar ek weet iets soos peanut butter en daai soort van melkskommels. Ek dink dit kan nogal ook om naby aan daai uitkom. En jy kry restaurante wat amper volledige ete maak net van 'n melkskommel. Presies. Dan is daar 'n donut en 'n waffle hier en die chocolate sous is oor en dit is 'n bietjie van dit is my 'n bietjie van 'n bom. So, back to the basics. Hou jy van so tipe melkskommel of as jy nou 'n melkskommel kan bestel, watter een sal jy bestel? Ek is nogal mal of 'n vanilla of 'n sjokolade melkskommel. Ek is maar nou 'n basic mens. Ek gaan sê sjokolade of bubblegum en jy? Lemmetjie of borrelgom? Lemmetjie, lekker. Ja. Maar die ander ding is ook daai extreme milkshakes met die waffles en die donuts. Dit is it's very much like just for the visuals. Like how do you even enjoy that? Dit raak net te veel Dit is net amper. mooi kleurvol. Dit is. Daai is nou wat ouers gaan gesien en dan sê hulle Pietertjie, ons gaan nou vir pappa gaan vandag vir jou 'n lekker melkskommel koop. En dan weer die restaurant. Pappa gaan nou 'n lekker whisky drink of 'n bier daarmee saam of 'n koffie. Elsa, Manuel. jou disclaimer. Want hy het alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar nie. En ons het hierdie onderwerp darm nou maar werklik gemeld. Ek moet dit sê. Okay, Julle melkskommels net lang hierna. Net hierna gaan ons nog verder aan die melkskommeltjies werk, maar nie nou dadelik een vat nie, hoor. Goeiemôre. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig.
Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline Ceraglow products. Buy Tresemme hair care products, 2 for R200. And until the 18th of October, Readwell will donate 1 pair of reading glasses for every pair you buy at Clicks. Clicks. Feel good, pay less. Pay less at Clicks. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ons praat oor praat, Elsa? Ja, ons praat oor praat. Ons gesels oor praat. Ja, sy of gesels. Kom ons praat. Gesels. Dankie Pieter, kan ek begin? Dankie. Praat maar. Praat maar jy is deur. Nee, ek wil vir julle vra, wanneer is dit gepas om iemand deur middel van WhatsApp te bel? Ek dink ek het hierdie eintlik Vrydag ervaar en dit was 'n WhatsApp van 'n nommer wat ek nie op my foon gehad het nie. Maar ek het hom wel opgetel en I'm glad I did because it was actually someone that I know. Maar ek het nie daai persoon se nommer gehad nie. So ek sal nie iemand op 'n WhatsApp call bel nie as ek nie reeds 'n verhouding met jou het nie. Of dat jy nie reeds my nommer het of ek jou nommer het nie. Do you know what I mean? Ja, ek dink dis 'n goeie punt. Praat jy nou van gewone oproep of 'n WhatsApp? 'n WhatsApp call specifically. 'n WhatsApp call. Ja. Nou seker maar as jy iemand ken sal jy WhatsApp call maak. Ja, maar net uit die bloute uit, I wouldn't do it. Ja, ek moet sê ek dink die meeste mense doen dit deesdae as gevolg van iets soos data en jy weet ligtheid en daai soort van dinge. Maar sogenaamde spam oproepe het so 'n probleem geword dat baie Suid-Afrikaners nie meer hulle fone antwoord nie en eerder WhatsApp gebruik. Wat interessant is, selfs mense wat nog tradisionele oproepe vir werk of familie gebruik, vermy onbekende nommers omdat spam net toeneem. Nou dit is onwettig vir belsentrums om selfoonnommers te gebruik, maar baie van hierdie oproepe kom steeds van selfoonnommers af. Die sogenaamde Internet Service Providers Association sê dat spammers nou selfoonnommers gebruik om hulle identiteit weg te steek, veral na mate mense 087 nommers ignoreer. Nou nuwe wysigings aan Popia wat in April 2025 in werking getree het, gee verbruikers meer beheer oor hulle data en plaas groter verantwoordelikheid op maatskappye om toestemming te hê en dit te dokumenteer. So ek dink, jy weet, wanneer dit kom by mense wat skakel van jy weet hierdie sentrums, dink ek dit is eenvoudig net vir my onaanvaarbaar. Absoluut. Ek voel en ek dink ek het dit al van tevore gesê, maar ek voel na die Popia ingetree het, kry ek meer spam op my e-pos, meer spam op oproepe en mense wat goed aan my wil verkoop. Ek weet ons het 'n paar weke terug het ons gepraat oor die feit dat Truecaller en sulke tipe toepassings dit nou baie moeilik maak vir belsentrums om 'n mens te bel, want Truecaller sal jou sê presies wie jou bel. En dit wil ek hê, want ek het nie, I didn't sign up for that. Where did you get my number first of all? And why are you trying to sell me insurance when I've got insurance?
Like why? Ek lag want ek sal graag wil sien hoe sy dit aan iemand kommunikeer wanneer dit gebeur. Maar het julle ook gesien hulle raak clever, want as dit nie 'n selfoonnommer is nie, dan sal dit byvoorbeeld van 'n 011 nommer wees Of 031. of 'n 031. Yes. Ja. En dan skielik dink jy en ek meen vir ons almal, dan dink jy, okay, dis dalk iemand wat jy wil boek vir 'n show of as jy so ander dan dink ek, why did I answer this call? Exactly. Nee, dit raak nou erg, hoor. En nou kry hulle allerhande hoekies en draadjies om nou dit nou reg te kry om ons steeds te bel en nou daar antwoord jy nou 'n WhatsApp call, maar ek gaan dit nie antwoord nie. Dink julle nie dit sal nou 'n lekker gesprek wees as ons eendag iemand kry van so 'n call center? Om vir ons te kon vertel, wat is die uitdagings waarmee hulle sit, wat is die angles wat hulle gebruik om te kyk hoe hulle hierdie probleem kan oorkom, dit sal nou nogal 'n ander perspektief wees. Ja, ek moet vir jou sê, ek het al met verskillende persoonlikhede te doen gekry. Sommige van die mense is dadelik sal om verskoning vra en aflei. Ja. Maar dan kry jy diegene wat nou vir jou wil vra. Sodra ek sê ek stel nie belang nie. Ja, maar waarin stel jy nie belang nie? Ek het nog nie eers tyd gehad om vir jou presies te verduidelik Ja, maar luister net, dit gaan 1 minuut van jou tyd vat. Maar hulle is dit so is opgelei uitdagend. om te probeer counter dit wat jy nou sê. As jy nou sê nee, hoekom is dit nee? Kan ek jou nou terugkry in koers met wat ek vir jou probeer verkoop? Maar ek dink daar moet strenge regulasies in plek wees om hierdie tipe goed te bekamp. Ek dink sodat mense privaatheid nie geskend word. Presies. Maar dan dink ek ook van hierdie mense, dit is hulle werk. Dit is for them to get a sale in a day is probably more than they could ever have hoped for. Want of mense antwoord nie, of mense stel nie belang nie. So dit is ook maar 'n double-edged sword daar as jy daarna kyk. En as jy vir hulle sê, bel my 'n bietjie later, klokslag later, wat time should I phone you? Dan dink ek, hoe laat gaan ek my foon vir 10 minute af? Maar dan na daai 10 minute is hulle daar. Hulle is dan daar. Dis is, ek bel jy nou 'n bietjie later want ek het jou broer gebel maar jy het nie geantwoord nie. Nee, cold canvassing, dis maar baie harde werk. Hoe was dit in die ou dae gedoen? Jy het daarom met 'n gewone foon gebel, niemand het geweet hier kom nou 'n spam deur nie, maar baie dankie vir daai toeps. Ons kan dit wat terugneem deesdae na die beskikbaar is. sentrale toe. Nommer asseblief. En dan luister hulle net 'n bietjie af, maar eerder dit. Daar is iemand wat skakel 'n verband met 'n polis. Kan ek kom weer sit of nie? Ja, ons het weer so enetjie kry, so diens wat ons gaan help. Maar ek dink ons is nou so kontakbaar amper dat there's no stopping people from contacting you. Yep. Soos toe ons nog die landlyne gehad het, hulle het jou of by die werk gebel of by jou huis. Ja. Daar was nie 'n tyd waar hulle jou enige tyd in die hande kon kry nie, in jou kar, in jou dit is regtig nogal erg. Verlang ons na daai dae? Ja, beslis. Maar vat 'n bietjie vir jouself ook, mens sluit nie af nie, want jou foon wat jou besigheid is of whatever is permanent in jou hand. So al wanneer hy nie werk is jou impertinent afsit of daar regtig geen sein is nie. Nou praai jy. So my foontjie is af daar, hoor. En myne en Elsa se. Jy gaan nie ons in die hande kry tussen 6 en 7:30 nie. Glad nie. Dames, maar baie dankie. Dit was nou nogal 'n heerlike gesprekkie. Ek gaan nou moet aflaai, hoor. Gaan asseblief ja. Ons lui hierdie ronde vir eers af, maar bly ingeskakel. Want net ingeskakel. Ja, ingeskakel. Okay, ons gaan jou nie nou skakel nie. Bly kyk. Bly kyk. Bly na ons loer. Ons is nou weer terug net hier by Goeiemôre, Good Morning. Jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. As ek vir appel in een woord kan opsom,
legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Dis weer Tenaz tyd. Vandag kuier Sanet Müller, stigter van Tenaz, en Magriet Allen van die Tenaz span by ons, en saam bring hulle die ongelooflike Tenaz Dysfunctional Weight Loss Challenge, die uitdaging wat lewens verander. Magriet en haar man James het saam 100 kg verloor met Tenaz se Dysfunctional pak, en dit is die Dysfunctional Weight Loss Challenge wenners van 2025. Ons kyk gou in die agtergrond na hulle suksesstorie, maar baie welkom julle. Baie dankie. Magriet, jy het al vir 23 jaar met jou gewig gesukkel. Hoe het Tenaz jou lewe verander? Sjoe, hoe vertel ek nou vir jou in 23 jaar my lewensverhaal? Ek het altyd gesukkel met my gewig. En weet julle wat, Tenaz het my lewe onherroepelik kom verander. Ek was kronies baie siek soos wat julle kan sien, maar wat die foto's en die video's wel nie vir julle wys nie, is hoe ek gesukkel het om uit my bed uit op te staan en selfs na die badkamer toe te gaan, waar James my skoene moes vasmaak. Julle, dit was al ewige stryd gewees. Tenaz het nie net my lewe kom verander, my gesondheid kom verander nie, maar dit het selfs my huwelik, my en James se huwelik onherroepelik kom verander. Ons voel soos honeymoonpaartjies. So ja, ek moet vir julle sê, die mense wat daar buitekant is, wat voel, hulle het geen uitweg meer nie. Ek weet hoe julle voel. My vraag aan julle vandag is, kom Tenaz toe. Ons weet hoe jy voel. SMS ons nou na 44021 toe. Sanet, jy het self 30 kg verloor met die Tenaz Dysfunctional pak. Hoe weet mense watter een van julle produkte of watter reeks produkte hulle moet gebruik? Kyk, op hierdie oomblik het ons die Dysfunctional Weight Loss Challenge aan die gang. So as jy regtig drasties gewig wil verloor en alles probeer het om maar te word, dan sal ek voorstel, jy kry vir die volledige pak, maar by Tenaz spreek ons al die leemtes aan. So onthou, om maar te word, moet 'n mens minder en gesonder eet. Dit gaan maar als oor input en output. Ja. Daarom het Tenaz die Tenaz shake, wat jy gebruik in die plek van die ete, en by Tenaz eet jy 1 ete 'n dag, en dan vervang jy 2. Met die shake of met groente, en dan het ons natuurlik die No Thank You kapsule, wat vir jou meer selfbeheersing gee. So as jy 'n emosionele eter is, of as jy, ons noem dit mindless eating doen, met ander woorde, jy vat 'n pak chips en jy prop dit in jou mond, en dan weet jy nie eers jy het dit geëet nie, dan het jy Tenaz en No Thank You kapsule nodig. En dan het ons natuurlik vir mense met 'n stadige metabolisme, die Good Morning, die Good Night en die Detox. Nou hierdie 3 kapsules saam gee jou 24 uur metabolisme. So jou spysverteringsstelsel word skoongemaak, jou lewer en jou niere, en dan baie belangrik, jou kataboliese en jou anaboliese metabolisme word aangespreek. En ek kan regtig sê, as jy meer as 15 kilos het om te verloor, sal ek sê, as jy dit kan bekostig, kry jy die Good Morning en die Good Night. En dan natuurlik, ons fat attacks, ons gaan kyk, waar sit die vet op jou lyf, en dan volgens jou vetdeposito's, kies jy dan jou regte fat attack, en dan laaste maar nie die minste nie, is ons Fat Buster. Dis ons bekostigbaarste produk vir ons SASSA gebruikers, R250 'n maand. So vat jou foon en stuur 'n SMS na 44021, en ek wil vir julle sê, ek is nou 32 kg ligter, en as alles goed gaan binne die volgende 3 maande, behoort ek nog 'n 30 kilos ligter te wees, baie kleiner hier te wees by julle. So ek sien vreeslik uit daarna.
kom word Jy saam is met ons, eintlik maar living proof van jou eie reeksprodukte. ja, ek kan regtig sê verslanking is my passie. En Magriet, jy's 'n ster. Ek is so trots op jou en James. Saam is julle meer as 100 kg ligter en jy het gesê jy wil nog 25 kg verloor. reg, ja. Maar hierdie beker wat julle seker kan sien, ja, glo so, is vir die volgende wenners. Julle was hierdie jaar se wenners, baie geluk en Dankie Sannie. ek glo vas in my hart dit gaan 'n groot verskil maak in elke mens se lewe wat ver oggend wil maar word, maar jy moet vir ons 'n SMS stuur na 44021 en onthou jy kry gratis Good Morning kapsule want ons is mos hier by Good Morning. As jy vandag vir jou 'n dysfunctional pak bestel. Dis baie belangrik. Jy moet 'n dysfunctional pak bestel en dan kry jy jou Good Morning kapsule van R500 gratis saam met jou bestelling. En soos ek altyd sê, is nooit te laat nie. Magriet, jy weet. Ja, Magriet, jy en James is natuurlik nou die wenners van die Dis reg. wisseltrofee Dysfunctional Weight Loss Challenge 2025 vir die mense wat nou volgende daai trofee in hulle hande wil vashou. Wat is jou wenke? Eerste ding waarna ek dink, hulle sien hierdie klere wat hier lê. Ek is so dankbaar ek hoef nooit weer net was te kyk nie. Dit was my dogter se matriekafskeidklere. Julle en ek onthou ek het agter almal weggekruip toe ek daai klere aangehad het. Ek wou nie op foto's gekom het nie. So ek is so dankbaar ek hoef dit nooit weer aan te trek nie. Die is my herinnering dat ek nooit weer hoef terug te gaan nie. So my wenke vir julle is: tennis is nie 'n dieet nie. Dieete werk nie. So tennis is 'n leefstyl. Ons leer vir jou hoe belangrik dit is om al jou voedselgroepe in te kry en ook van jou porsiebeheer. Dit is baie belangrik en as ek net vat hoe tennis ons leefstyl, ons gesin se leefstyl kom word. So jy kan saam met jou gesin 'n gebalanseerde ete eet. Soos dan net gesê het, jy vervang 2 van jou etes op 'n dag met jou shake of met jou groente. So dit is baie belangrik. Ek wil graag in Engels vir julle aanhangsel sê. Ek sê altyd vir my mense in die eerste plek, moenie iets begin wat jy nie bereid is om dit 'n leefstyl te maak en die res van jou lewe te doen nie. Ons gesin volg tennis, dis ons leefstyl. Die res van ons lewe, dis maklik. So in Engels wil ek aanhaal, tell your mind to get out of your body's way. This is mind over matter. So julle, baie belangrik, as jy wil deelneem aan die Weight Loss Challenge, koop jou dysfunctional pak soos Anet gesê het, ons weet presies hoe jy voel, die is 'n wen-wen situasie. Jy wen jou lewe terug, jy wen jou gesondheid terug, jy verloor jou gewig, maar jy kan R50,000 in kontant wen. So moenie wag nie, SMS asseblief na 44021 toe. Ek het vergeet van die R50,000 julle. As jy vandag 'n SMS stuur na 44021 en jy koop vir jou dysfunctional pak en jy neem deel in ons Weight Loss Challenge, onthou jy kry 'n gratis Good Morning ekstra saam met jou bestelling en onthou hierdie pak is op sy laagste moontlike prys sodat die hele Suid-Afrika hier by Good Morning Suid-Afrika kan maar word. Stuur jou SMS na 44021 en staan op en vat jou lewe terug en word saam met ons maar. Dankie Sanet. Dit is dan dit van tennis. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir jou sport met ons goeie vriend, soos Pieter sê, Arnold Geerts. Bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. We're gonna be alright. Let's go higher. Lift me higher. Lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Min mense was so opgewonde vir die naweek soos ons vriend Arnold Geerts. En dit was nie oor hy wou rus of visvang of braai nie. Nee, want die Ryder Cup het die naweek in New York afgespeel. Welkom Arnold. Maak my net wakker as ek moet begin want ek gaan sit gisterand en ek begin die enkelspel kyk en ek gaan net kyk tot so 8:30. 8:30 net tot 9:00. 9:00 is uiteindelik 22 minute oor 11 gisterand toe sit uiteindelik klaar. So ek is so effens so vandag. Maar wat 'n toernooi. Die grootste, daar is nie 'n Afrikaanse woord daarvoor nie, die grootste comeback ooit in die geskiedenis van die Ryder beker. Die Amerikaners het amper die ding gewen. So hulle was 7 punte agter en op die ou einde het Europa 15-13 gewen. Ja. Dit was asemrowend. Hier is die set wat dit uiteindelik beklink het. Kyk vir Shane Lowry. Yes, nou wil ek vir jou sê, Yay. Shane, that's a lovely dance, but Michael Flatley doesn't use his arms. Ek moet sê dit was absoluut ongelooflik. Jy kon dit nie glo nie. Dit was eerlikwaar Pieter, ek het naar gevoel, ek het 'n naarkol op my maag gehad toe die Amerikaners begin nader en nader en nader en nader kom. Almal het gesê die ding is verby, dis alles tegnies gesproke is dit verby. In elk geval, kaptein Luke Donald is die enigste speler en kaptein wat weg en tuis kon wen. Wat weer eens wonderlik is, daar is soveel wat daarmee saamgaan. Dis net die 5de keer dat die Europeërs in in Amerika wen sedert 87. En hierdie was een van intendel, dit was sekerlik die beste van almal. Die ongelukkige deel daarvan is New York se toeskouers was verskriklik swak. Hulle het die dag voor die tyd bier op Erika McIlroy gegooi. Daar was 'n gevloek en 'n geskel wat regtig dit het te ver gegaan. Nee. It went one step too far. So ek wil vir hulle sê, en besonder en gelukkig hulle sal my nie kan verstaan nie, so gaan dit in Afrikaans sê. Ons is wel op YouTube, so. Jy sal dit nou moet verander van die big apple na the big lemon, because you can now suck on that lemon. Dit is my jammer. En enige ander plek is dit miskien aanvaarbaar, maar nie in golf nie. En op die ou einde het dit die spelers gevang. Daar's prentjies wat ek gesien het van McIlroy wat gevloek het iets verskriklik. En die toeskouers teruggevloek het, daar was verskillende handsyne en allerlei ander dinge, dit was heeltemal onnodig. En dan die laaste ding wat vir my baie mooi was, voordat ons daarvan afstap in rugby gesels, wat effens beter is, wat dit aanbetref, is, jy sal nou hierdie geniet, Ras, this is right in your wheelhouse. For the last 2 or 3 Ryder Cups, the captain would put Tommy Fleetwood and Rory McIlroy together, and then they would call the combination Fleetwood Mac. For what it's at. There you go. So, Lots of rugby this weekend as well. I think the one thing that we have to, and URC kind of almost under the radar came and went 2 local wins for the 2 local teams that stayed, and unfortunately the Sharks and the Lions couldn't pull it off overseas, but here's my biggest take over the weekend's Bok Rugby. Ek sidder om te dink, wat sal gebeur as die bokke 80 minute aan mekaar sit, soos ons weet hulle kan. Want as hulle volledig kan speel, sonder om foute te maak, soos hulle vir die eerste 35 minute gemaakt het, maar die 67-30 oorwinning oor Argentinië in hul voorlaaste Castle Rugby kampioenskapstryd het gekom na omtrent 35 minute se gechommel, en toe dit begin regkom. Dis eintlik die enigste manier om die ongedisciplineerde vertoning teen die Pumas, die All Blacks en die Aussies op die keeper te kan beskou, want dit het die bokke vroeg daarvan weerhou om te oorheers
en toe Cheslin Colby daai foutjie gemaak, maar ongelukkig het die skeieregters en die televisieskeieregter ook 'n fout gemaak want daardie bal moes 5 meter getrek het voordat dit wettig was. Dit sou dan beteken dat die Pumas kon kies, wou hulle die oorskop in hê, wou die inskop weer oor hê of wou hulle 'n skrim gehad het. So dit was eintlik nie 'n 3 nie. Is dit nou die bal wat hy geskop het agter die doellyn? Nou vra jy jouself net af, dit is nou hierdie is alles dis tegnies, maar vra jy jouself af as ons met 7 punte sou verloor het. En dit is daai soort van fout word gemaak. So die skeieregters het nie hulle reël geken nie. Nieu-Seeland met hulle oorwinning van 33-24 by Eden Park kan eintlik vir die skeieregter meneer Piardi dankie sê want daar was momentum vir die Aussies en hy het 3 strafskoppe weggegee vir die All Blacks wat toe nou op die All Blacks wat nie strafskoppe was op Eden Park nie. En weer 'n keer moet jy jouself afvra, blaas die skeieregters in besonder daar vir die All Blacks? Ons het dit self ondervind. Mens moet jouself dit afvra. Dis 'n interessante vraag. Is die druk so groot vir hulle dat dit is wat hulle voel dat hulle moet blaas vir die All Blacks wanneer dit duidelik is dat dit die ander manier om is? Ek sê nie hulle kroek nie. Al wat ek sê is ek dink die druk op die skeieregters op Eden Park is iets anders wat selfs die skeieregters en die beamptes voel. Well, what's the point then of actually having a third match official, like to check if the TV camera caught what it was, to make sure that it's the best call? You are so right. However, and again, I can't think of any other way to put this, but I do want to, in one way, stand up for, I'm having a go at Mr. Piardi, but at the same time, I do feel like one should say they do make mistakes. Yeah. But you're right, there should be, and in fact, there's a fifth official that sits and watches what the TMO does as well, and recommends things to them. So it is very strange that these things go. But you have to also start saying to yourself, must be a statute of limitations, if you like, where you go, okay, we can only go back 4 plays. We can't go back 17 to where the ball was knocked on. If you remember the week before, where that ball was kicked out of a hand from the All Blacks. And, you know, it's those sorts of things that you do wonder to yourself, how far can you go back and then call it? En dan aan die ander kant as jy terugdink aan die ou dae, daar was nie 'n televisieskeieregter nie. So jy het gekry wat jy gekry het. You take what you take en dan gaan jy aan. So interessante tye. Kan ek dit 'n hoogtepuntjie deel met julle? Ek dink as ek my sommetjies reg het in die laaste 2 wedstryde wat die Bokke gespeel het, was dit amper wat 100 en 110 punte. Dit is indrukwekkend. So dan nog meer, moet jy jouself afvra wanneer hulle dit heeltemal gaan regkry. Wat gaan dan gebeur? Die res van die land, die res van die wêreldlande gaan net sê totsiens aan die taillight soos ons so wegry van. Dit sal wonderlik wees. And also big congrats to Sasha Feinberg and Ngomezulu on getting 35 points. Ja, that was an amazing game, man. Unbelievable. En as jy dink aan van die name wat hy verby is, Percy Montgomery wat 'n legende was op sy eie. En dit was bloot net ek sal die dummy daar agter die skrim. Guide sal ek nooit vergeet in my lewe nie, want hy het nie net die dummy verkoop nie, dit was die baba, die badwater, die badkamer en die hele huis. Hy het die hele lot het hy verkoop. Dit was so oortuigend. En dan net vinnig die Spar Proteas gister 'n baie goeie stryd teen die Silver Ferns in die laaste wedstryd opgelewer, maar op die einde moes hulle toe nou knie by 57-56 in die laaste oomblikke het die dames in swart deurgekom, maar die Proteas is besig om op te vang en ek dink die span wys beslis wat in hulle steek en die nuwe afrigtingspan is besig om wonderlike dinge te doen. Ja, hulle speel goed. Dankie Annie, dit was weer eens baie lekker. Hoopelik wat die naweek aanbetref sal ons volgende week maandag weer met soveel hoogtepunte kan gesels. Ja, dit was jou sporthoogtepunte. Net hierna is coach Thys van Sail hier om seker te maak dat ons finansiëel fiks en gerad is vir alles rondom jou finansies. Moenie weggaan nie. Jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investments slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Welkom terug. Thys van Sail is hier en dit beteken dit is tyd om jou geldsaake te bespreek. Goeiemôre Thys en welkom. Goeiemôre Elsa. Goed, waarmee begin ons vandag? Ek moet sê dit het nog 'n lekker gereën gisterand. Ja. Jy weet, en nou kom ons vanoggend hier dan is 'n bietjie afgekoel vir die mense wat dalk nie in Gauteng sit nie. Ja. Was fantastiese weer gewees. En ons sien uit vir die res van die dag, jy weet, om te kyk waar ander weer gaan val en natuurlik die reën is belangrik. Dit dan jou weervoorspelling vanoggend hier by Goeiemôre, good morning. What a night. Ja, also kom ons begin gou 'n bietjie met Marula Media het berig dat Suid-Afrika word armer sedert 2009. So ek dink nie dit is eintlik, jy weet, iets wat ons skok nie, maar as ons wel 'n bietjie gaan kyk na die statistieke sedert 2009, Ja. kyk ons na beplanne of eintlik dan maar op 'n average ons GDP het groei met so 1,194% en natuurlik as ons ook gaan kyk ons bevolkingsgroei het gegroei met 1,6%. Nou kom ons stop net gou daar. So dan oor as ons kyk ons bevolkingsgroei sedert 2009 teenoor ons binnelandse bruto produk se groei komplementeer mekaar glad nie. En dit is ook weer eens waar ons sit met daai situasie ook van werkskepping natuurlik en natuurlik druk op die gewone verbruiker soos ek en jy en die persoon wat daar buite bykom. So byvoorbeeld by gesit word, nuwe gesinne wat groei. En natuurlik is dit 'n baie skrikwekkende statistiek as jy gaan kyk wat eintlik in die werklikheid aangaan, want ons fokus gewoonlik mos maar eintlik maar net op die bruto binnelandse produk. Okay, en dan gaan kyk ons mos maar 'n bietjie na inflasie en ons gaan kyk na rentekoers oor die algemeen, maar ek dink ja, hierdie bevolkingsgroei is vir my nogal skokkend om te sien ja, dat hulle mekaar nie komplementeer nie. En ek dink dit is nogal kommerwekkend ook as jy so daarna gaan kyk. So Suid-Afrika se binnelandse bruto produk om hierdie tipe van bevolkingsgroei te kan ondersteun, moet ten minste tussen 4 tot 5% per jaar groei. So dit sit ons maklik 3% agter, maar dit is baie maklik om oor iets te gaan kla, maar wat is die oplossing van die probleem? Ja. Ek dink ja, dit is baie belangrik. So ek gaan jou gou in die bus gaan, dan sê vir my net 2 goedjies wat jy dink ja kan 'n oplossing wees om ons algemene groei te verbeter. Weet jy Thys, ek het op Netwerk 24 gelees van die AGOA ooreenkoms wat tans in die weegskaal is. Ja. En ek dink so iets het 'n direkte impak op iets soos werkskepping en werksgeleenthede. Ja. So ek sien daar is sprake daarvan dat dit verval ons nou einde September en dat dit dalk nog met 'n jaar verleng kan word. En ek dink so iets kan baie help. Ja. So dit die een ding en dan die ander ding dink ek net jy weet om terug te kom by die regering wat moet ingryp waar dit nodig is. Mense wat werklik hulp nodig het en waar mense dit nie noodwendig sien nie, maar om dalk 'n bietjie meer betrokke te raak en nie korrup te wees nie. As 'n mens dit nou so mag stel. Jy het 2 uit 3.
Baie dankie. Right. So as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk net na 3 baie spesifieke probleme wat Suid-Afrika het. Nommer 1 is natuurlik die grootste probleem is energie. Is natuurlik Eskom en dan natuurlik jy weet het ons hawens en ons vragvervoer wat 'n groot probleem is om aan te sluit by jou. En natuurlik dan die laaste ene is munisipaliteite wat nie effektieflik dienslewering kan gee nie en wat 'n maatskappy dan ook terugsit tot 'n groot mate. Maar as ons net kan begin byvoorbeeld by Eskom, ja, Eskom is 'n element wat op hierdie stadium goed uitgesorteer word as jy amper daai woord wil gebruik. Maar hy's nog nie daar waar hy was byvoorbeeld nie. So back in the day, as ons mooi kan onthou, was Suid-Afrika die goedkoopste land wat energie verskaf het. Het jy dit geweet? Ons is die goedkoopste energie in die wêreld. Op hierdie huidige stadium is ons die 20ste duurste land as dit kom by energie en verskaffing van energie. So wat 400% het hy gestyg sedert 2009. Teenoor algemene lewenskoste het gestyg met omtrent 192%, jy weet, in dieselfde tydperk. So daai goedjies sit natuurlik 'n groot druk op Suid-Afrika in die algemene ekonomie. As ons net gaan kyk in 2023 wat ons gebruik het vir beerkrag en om die ligte aan te hou, was dit amper 1/3 van ons bruto binnelandse produk. Sure. Maar dit is skrikwekkend. So met ander woorde, as jy net die krag-energieverskaffer kan uitsorteer, kan jy klaar een basispunt bysit, jy weet, by die BBP. Right. So dan die volgende ding is wanneer jy gaan kyk is natuurlik spoorweë, vervoer en natuurlik hawens om aan te sluit by jou by AGOA. So Ek wil net vir jou vra want ek sien daar word gesê dat dit dat ons nog steeds heel onder aan die wêreldranglys is, maar dat dit wel al beter gaan met die hawens. Dink jy hulle is 'n bietjie te optimisties? Ek dink definitief so, maar weer eens daar is lig in die tonnel, want as ons weer eens gaan kyk, ja, Suid-Afrika is amper Afrika se baken van invoer en uitvoer. Dit was so in die verlede en is veronderstel om so te bly tot die einde van dae. Ja. Want ek bedoel, dit is 'n strategiese punt, is die suiderpunt van Afrika. En as ons mooi daarna gaan kyk, jy weet ons hawens wat ons reeds het, soos byvoorbeeld in Kebega, as ons gaan kyk in Kaapstad, as ons gaan kyk byvoorbeeld in Durban, maar net in Kaapstad alleen laas jaar het ons so wat 1 miljard rand verloor net as gevolg van vrugte en groente wat net nie kon uitgevoer geword het en dit het vergaan. So met ander woorde so goed soos dit. Daai tipe van goedjies is voetfoute. As ons dan nou gaan kyk, jy weet na ons gewone spoorvervoer en natuurlik gewone vragmotorvervoer wat ons net verloor het op steenkool en ystererts alleen, gesamentlik as ons alles gekyk wat ons laas jaar verloor het, is ongeveer 100 miljard. Okay. So daai is eintlik onaanvaarbaar want daai geld was daar. Ons kon dit nie geïn het as gevolg van hierdie infrastruktuur wat nie regtig waar werk nie. So jou risiko wat jy baie kere daarso ook het is, hoekom gaan jy byvoorbeeld iets probeer red jouself as die privaat sektor se hand opsteek en sê ja, maar kom ons maak die hawens tog tot 'n groot mate weer eens gedeeltelik selfs privaat. So ek het al baie kere daaroor gepraat en nog in my mond daaroor gespoel om juist te sê ja, die grootste ding wat Suid-Afrika se regering moet eintlik snap is om te sê ja, maar hierdie regering besit 'n tipe van bates. Hoekom gaan noteer ons hulle nie? Hoekom vat ons hulle nie in die privaat sektor nie? Hoekom sit ons nie byvoorbeeld dan nou bonds op hulle byvoorbeeld nie? Soos 'n government bond. Hoekom het ons nie 'n Transnet bond nie? Hoekom het ons nie Eskom bond nie? So hoekom het ons nie daai tipe van bonds wat presies net vir daai infrastruktuur sal gaan en dit komplementeer. En selfs municipality bonds, as jy so daarna gaan kyk, as daarna gaan kyk 257 munisipaliteite en slegs 34 van hulle het skoon audits ontvang. Skokkend. Ek bedoel, waar los dit op 'n ander vir dag mense om te sê ja, maar kyk ek die klein bietjie hare wat ek het, jy weet, ek kan niks meer uittrek nie, maar ek kan gryser word en ek dink ja definitief dit werk. So dit is hoekom my ou sê as jy nou die algemene prentjie gaan kyk, is dit van selfsprekend dat Suid-Afrika word armer sedert 2009 is hartseer. Ek wil net terugbeweeg na die hele kwessie rakende krag. Iets soos groen energie, jy weet, of groen krag. Dink jy dat ons al op 'n beter vlak is wat dit ook betref? Jy weet, ek weet baie mense het belê in iets soos sonpanele, maar dink jy daar's nog steeds te veel struikelblokke om dit so 'n bietjie meer volhoubaar te maak? Is weer eens 'n red tape, jy weet wat van bo af kom. So met ander woorde, die privaat sektor steek sy hand op om hierdie ding uit te sorteer en self te befonds. Maar dan kry 'n oue vlak, jy weet, van waar dit nou gaan terugkom en sê ja, maar daar is 'n gedeelte wat definitief op 'n sekere gegeewe tyd moet dit groen wees. En dan is kom ons sê steenkool aanlegte nie meer welkom nie. Nie net in Suid-Afrika maar reg oor die wêreld. Maar dink jy regtig waar dat Suid-Afrika veral in ons tradisie en geskiedenis dat ons van steenkoolmyne
Luister wat sê ek vir jou, steenkoolmyne af gaan wegstap. Ek dink daar gaan nog baie vars water in see moet loop voordat dit gaan gebeur. Maar ons kyk maar. Absoluut. Wel, die volgende ding is waarna ons gaan 'n bietjie kyk is lokale en internasionale markte en kom ons begin by goud, die ou uitskieter. Jy weet nou vir die laaste jaar tot datum het goud ongeveer gegroei met 43%. So as ons na daai statistiek kyk, net van jaar tot datum, jy weet nog in Januarie toe ons die goudprys wel onder wat so om 3000 gehad. Nou eweskielik sit ons omtrent met ongeveer 43% waarmee hy gegroei het, wat natuurlik ons mynboumaatskappye op die JSE natuurlik 'n baie goeie stamp gee vorentoe as jy dit so wil noem. As amper 'n beter manier is om te sê dit gee dit ordentlike stamp nie, want as ons weer eens gaan kyk, jy weet waar jou hulpbronne top 10 maatskappye het ongeveer gegroei met 112% jaar tot datum. So, maar die skrikwekkende deel is van goud is, gaan goud daai $4000 mark haal, ja of nee? Ek dink in my opinie, my professionele opinie, dink ek het gaan dit definitief haal, maar as ons weer eens gaan kyk, dis volatiliteit korttermyn faktore wat basies weet daai prys manipuleer dat hy al hoe meer en aggressiewer groei. So daar gaan 'n tydperk kom, jy weet waar daar basies jy weet dat dit nie gaan gebeur en dat hy daar basies jy weet sal terugwerkend weer teruggaan. So wees ook maar net versigtig as 'n ou nou daai gold hunter is op hierdie stadium. Jy weet waar jy inkoop en natuurlik eers weer waar jy gaan verhandel. Jy weet laat jy nou nie daarso met jou, kom ons sê maar jou amper sê ek ietsie wat ek moet sê nie. Jou sokkies daar kry, jy weet laat dit nie sit waar moet sit soos die leeu's van laasweek nie. Okay, ek wou nou iets gebruik maar kom ons los dit. Ja, ons los dit maar nie. Kom ons kyk 'n bietjie die FTSE 100 Europese markte natuurlik lyk ook baie goed. Hulle het ook jaar tot datum relatief goed presteer, maar as 'n mens gaan kyk, jy weet daar's 'n baie spasie wat hy daarna gaan kyk, jy weet veral op die Europese markte. As ons dan oorbeweeg na die S&P 500, natuurlik jy weet daar in Amerika en die Donald Trump administrasie en alles wat saam met dit gaan, kyk ons na ongeveer so 12,9% jaar tot datum. Maar hier is die uitskieter nou, Elsa, top 40, die JSE top 40 staan ongeveer, jy weet jaar tot datum het hy groei met 32%. Okay. So kom ons stop nou gou. S&P 500 12,9% en die top 40 JSE 32%. Okay, hoe volhoubaar is dit op die einde van die dag? En wat is daai faktor, jy weet wat hom druk tot daai kom ons sê jaar tot datum groei van 32%? Want dit is beslis nie ons ekonomie wat basies jy weet die vergelyking gee na wat op die JSE aangaan nie. So daar het ons die voorbeeld gemaak in die eerste storie wat ons bespreek het van Marula Media. So as ons gaan kyk is die sentimentdrywer en natuurlik volatiliteitdrywer wat natuurlik agter staan op die top 40 se goeie prestasies. Maar weer eens is dit daarin van ja, caution. Want as ons gaan kyk, as jy byvoorbeeld nou moet intree in 'n top 40 fonds en jy koop hom aan soos wat hy nou is, so hoog is wat hy nou is ook op volume, en jy basies 6 maande later, dan kom ons sê stabiliseer die markte weer, veral die hulpbronne top 10 tipe van aandele, dan stabiliseer daai groei ook heeltemal afwaarts. En dit is natuurlik 'n baie groot risiko wat 'n klomp beleggers daar kan tref. Veral byvoorbeeld as jy gaan kyk, jy weet, inkomste draende tipe van kliënte. Ja. Maar kom ons selfs 'n bietjie Woensdag daaroor. Ja, want ek wil graag by jou weet in 'n netedop, hoe lyk beleggersvertroue? So net met 'n duimpie op af. Daar's. Thys, baie dankie vir jou insette Okay, vanoggend en ek sien uit om volgende week weer met jou te gesels. Of die week daarna of die week daarna. Goed, maar dit was dan jou geldsaake. Intussen kan jy ingeskakel bly, want net hierna gaan ons inloer by die Hangry Chef koskarretjie wat hier by ons ateljee staan. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor, jy is ingeskakel by. Goeiemôre, good morning. Ons is nou weer terug. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play.
It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline Seroglow products. Buy Tresemme hair care products 2 for R200. And until the 18th of October, Readwell will donate 1 pair of reading glasses for every pair you buy at Clicks. Clicks. Feel good. Pay less. Pay less at Clicks. Wat 'n lekker oggend hier by Goeiemôre, good morning. Ons het jou nou al 'n bietjie lus gemaak met melkskommels. Ons het al oor die geldsaake gesels, sportsake gesels en ek weet ook nou veral nadat coach Thys met ons gesels het dat baie van ons elke rand en sent so 2 keer moet omdraai voor ons uit kan gee en dalk 'n bietjie skrikker is om vir onsself vir die volgende 6 of 7 jaar ook vas te teken vir motorfinansiering. So ons kyk vandag na 'n alternatief saam met Willie Jooste, bedryfshoof van drive.co.za. Willie, hartlike goeiemôre. Dis Pira, nee, lekker om weer Lekker om jou weer hier te hê. Absoluut. Vriend. Kyk nou, ons weet ook mos maar, jy weet, die verbruikerskuld is hoog, maar vervoer is 'n noodsaaklikheid. Waar en hoe pas julle in die prentjie? Ja, absoluut. Thys het genoem in die vorige gedeelte, toe sê hy die land word armer. Drive het ons ontstaan in die inperkingstyd, waar ons gekyk het van hoe kan ons mense help wat goeie kontantvloei het, maar nie noodwendig finansiering kan kry nie. So in kort, dis wat ons doen. Dit is 'n heeltemal 'n nuwe konsep, versekering, onderhoud, bande, alles is ingesluit in jou voertuig. So dis lekker vir ouens wat dalk ook nie die finansieringsroete wil gaan en hoef te gaan. Absoluut. Die vraag bestaan van kliënte is, kyk ons net na kliënte wat onder skuldberading is of wat nie finansiering kan kry, glad nie. Ons het verskeie kliënte wat ander behoeftes het van mobiliteit. Het sy dit vir 12 maande, 24 maande is en jy elke 2 jaar 'n nuwe voertuig wil ry. Ja. Ek het redelik baie, hoe lyk die deursnit kliënt? Is dit jonger generasie mense? Is dit ook weer die middeljarige ouens of is dit regtig iets van across the board soos hulle sê? Ek moet sê in die begin was dit nogals, as ek die Engelse woord kan gebruik, tricky. Ja. Almal het gedink is 'n scam. Ja. So mettertyd die laaste 3 jaar het ons 'n ongelooflike 'n gemengde kliënt van ouderdom, of het sy dit vroue is, het sy dit ouer mense is, pensionaris is. So dit is, ons het baie entrepreneurs. So ja, dis maar 'n mengelmoes. En is juist daai entrepreneurs of seker maar die jong mense ook wat nou 'n eerste karretjie so op hierdie manier kan koop vir wie jy 'n groot glimlag op die mond sit. Ja, ek dink dit maak dit gerieflik. Ek dink die angel van die
pyn van die angel om 'n voertuig te finansier. Dit is ongelooflik stresvol vir mense. Ons sien baie keer op ons, as ek die retail woord kan gebruik, op daai vloere hoe emosioneel dit vir ouens kan wees. En by ons is die proses baie meer eenvoudig. As jy werk het, as jy goeie inkomste het, as jy nie noodwendig kredietwaardig is nie, ons kan help. Luister nou, hoe lyk die subskripsie vir die volgende 5 of 10 jaar? Baie interessant. Ek dink dit is al klaar in die westerse lande, is dit nie meer 'n voertuig nie. Jy kan al strandhuise, kan jy 'n subskripsie vir kry. So as jy nou voel jy wil jou strandhuis in Bellito net vir 12 maande hê en dan een daar in Stellenbosch, kan jy dit doen. Die ideale manier vir almal van ons wat 'n behoefte het om wiele te kan kry, maar jy wil nie deur daai traumatiese proses gaan. Absoluut. Trauma beleef van finansiering. Ja, wil jy so, waar kan ons aan julle deur kom klop? Hoe maak ons? Altyd eenvoudig, kuier by www.drive.co.za. Een van ons mobiele konsultante vul die vormpie in, sal binne 2 minute by jou na jou toe terugkom en is 'n 15 minute proses. Van www.drive.co.za tot drive daar uit met jou eie wiele. Baie dankie. Wat 'n lekker inisiatief, kan nie wag vir ons volgende geselsie nie. Gepraat van wit warm wiele. Elsa het vir ons 'n verrassing, want ons het nou ons eie taste buds so lus gemaak. Elsa, vertel vir my, wat 'n verrassing het jy vir ons daaraan? Nou ja, weer eens, goeiemôre, good morning. Ek staan hier in die Hangry Chef koskar, maar dit voel nie vir my reg om dit so te stel nie. I think you need to say food truck. En ek het Philanel en Dalmyn hier by my. Thank you so much for joining us this morning, you guys, and welcome to Goeiemôre, good morning. Thank you. Thank you for having Thank you us. very much. All right, so what are we making today? We are making beef burgers. Yes. And we've got Beef cheese. burgers with cheese, bacon, and a brioche roll. And then we've got some lettuce, well, not lettuce, baby spinach, cucumber, slowly made caramelized onions. Yeah. Red onion, am I right? Yes. Yeah. It sounds like lovely ingredients. Okay, but before we get to that, I mean, we have to dig into the history of Hangry Chef. How did this concept come about? So it's always been Dalmain's dream to open up a food truck. And 9 years ago, almost 10, 10, yeah. he was in the process of being retrenched. And we were like, okay, you've always wanted to do this. Let's just take a chance and see, because you can always get a job again. But follow your dreams. And he's followed his dreams. Well, we followed his dream, let's say that. And 10 years later, we're still here. Now I have to ask you, I mean, I know that it was originally another name that you've chosen, and then you've changed it. So what made you decide to go with Hangry Chef? So we always wanted to keep the name Chef because Dalmain is a chef. And then we were sitting around the table with my sister and brother-in-law. I think it was late. It was like late in the night, and we were like writing names down, and then we thought Hangry Chef, because when you're standing in the queue waiting, everybody knows what hangry means, right? Angry and you're hungry, but after you've eaten, you're so happy. So that's why we chose the name Hangry Chef. Yes. And then you make people happy, yeah, and not hungry enjoy, anymore. yeah. That sounds good to me. Okay, so what else do you have to offer? I mean, I know we are focusing on burgers this morning, but what kind of what else can people expect? So Dalmain makes a mean soft shell tacos with deep fried chicken and an Asian slaw. Okay. And then he also does like bayo buns. He does do curry occasionally, even though we're very brown. The curry doesn't always be, most days we're eating English food. But yeah, we do curries as well, but mostly Dalmain. Bun chows. Bunny chows as well, but mostly English food as well. Yeah. Now I have to ask, I mean, when you think about a food truck, we usually see food trucks in movies, and you think of America, for instance. Yeah. So how sustainable is a business like this in South Africa, and how popular is it as well? So the food trucks are quite popular. It's not the same as what's in America, where we don't have that walking, where everybody walks to a food truck or walks to the office. We don't have that. So it's either at a festival or events, but our main focus is corporate and private events, weddings, birthday parties, year-end functions, things like that. That's where our focus is. So you take this food truck to that location. I think that's very important to mention, right? Yes. You keep your kitchen clean and you get hot and fresh food. Restaurant quality food, I think. Exactly I think we that. need to just say that. That sounds like the best idea to me. Okay, so where can people reach you, Solo? So on our website, hangrychef.co.za. Our social media is Hangry Chef FT.
That's Instagram and Facebook. And then you can email us as well, which is the easiest thing, at eat@hangrychef.co.za. Before we get to the burgers, I would like to ask you, I mean, what do you like most about what you do? And, are you facing some challenges as well? I like the freedom. I love being able to not being reporting to our office or having to sit at the desk, and just being out in different locations all the time and seeing different people. Yeah. And he loves it that he doesn't have to talk to anybody. He's standing there and he's cooking. So I love the fact that it's freedom, but I love making people happy. And I think it's something that I love serving people. And you want to make, it's like it is our culture where, you come to an Indian house and you've got to be fed. There is no ways you're leaving without being fed and some pot cost to take home as well. I love it. I absolutely love it. Okay, so let's start with the burgers then. Are we ready? Yes. I'm going to start. Just put one on the plate. You're preparing two different burgers, right? One with bacon and one without. Yes. One without. So this one is going to have bacon in it. I didn't put my stuff in. There we go. Thank you. Pleasure. So just take us through whatever you are doing. So we start with the lettuce, spinach this time. And yes. We're going to put that on, and then cucumber. Yes. Just a couple of slices for this. To break up the meat, and then we got tomatoes, It's a love-hate relationship with tomatoes on a burger. Some people love it and some people hate it. We love it. I also love it. So that's good. We're on I'm the happy. same page. Listen, but do you experiment with different flavors? And Yes, I love. On a usual love basis? mixing. Yes, I cook every day. Okay. So I do lunches every day, and it's challenging because you have to keep people interested in what you're doing and make sure that it's nice. And, absolutely. So basically, I have to experiment. So this is caramelized onions? That's caramelized onions. It's cooked for quite a long time with some vinegar and sugar and salt. It takes a lot of effort to do that. Yes. And this is our sauce, our secret ingredient. Is it a secret ingredient? Yeah. No, it's not really a secret. It's our, we've tried so many different mayonnaises, but our favorite is, I don't know if I can say it, Hellmann's mayonnaise. Okay. It's our best. Well, obviously there's a reason for that. It's the best mayonnaise to use. And it's quite a lot. It's quite a lot. Yes. So, South is there a Africans reason? love saucy things. We love it. We love sauce. Yeah, Saucy things. Do you want chili as well? Because Dal makes a mean chili sauce. That he makes himself. Yeah. Okay, but I would like you to put some extra chilies for Peter on his burger. I would just like to see, how he handles that. No. And then there's also desserts as well. You specialize in desserts as well? So during COVID, I think everybody, food trucks or most businesses ran into the worst times, and there was something that I used to make it for my kids. So I make cookies, and we'd always offer it to friends and family. And then somebody said, those ones, the ones that are there. So then we started making it, and then what we decided is to call it Ma's Cookies. It's named after my granny. My granny, we used to call her Ma, and she loved baking. So she made this amazing hot milk vanilla sponge, and then my mom used to make us little biscuits all the time, like little biscuits with chocolate sauce on the top and nuts, and then we made our own. So that's a picture of my mom, me, and my daughter as our logo. Wow, the detail. I think that is what is making it as special as well. It feels like my brain isn't thinking clearly. No, that's like some kind of a connection problem here. But anyway, so thank you so much. I'm looking forward to tasting it. Which one is mine? That one, yes. Right? This one is mine without the bacon. Thank you so much. Thank you. So I'm gonna have a bite of mine now. So jy kan ingeskakel bly, maar terwyl ons wag vir dit wat voor lê, Len en Ty wat volgende gaan saamkuier. Dalmyn, you're gonna take a bite. I'm gonna go for it. Please enjoy it. Groot burgers, hoor. Bly ingeskakel. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. You pay less at Clicks with great savings. Save 30% on Vaseline Seroglow products. Buy Tresemme hair care products 2 for 200 Rand. And until the 18th of October, Readwell will donate 1 pair of reading glasses for every pair you buy at Clicks. Clicks. Feel good. Pay less. Pay less at Clicks. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Ja, kyk, goeiemôre, good morning en ek is bitter opgewonde vanoggend om nie net een, maar 2 baie talentvolle Suid-Afrikaanse kunstenaars hier by my in die ateljee te hê. Len Miller en Tay, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie Roz, lekker om hier te wees. Ja, baie lekker om hier te wees saam met julle vanoggend. Julle 2 werk saam aan hierdie pragtige liedjie Alles van my, maar ek hoor die begin van die hele proses was 'n bietjie van 'n DM slide. Daar van jou kant af. Vertel die storie. Ja, so ek het my vervaardiger het hierdie liedjie geskryf vir 'n vroue kunstenaar. En toe het ons dit voorgestel vir 'n paar mense en op 'n stadium besef, selfs met my vorige liedjie, die liedjies gaan nooit die lig sien as ek wag vir mense nie. So ek moet self dit doen. Toe besluit ek myself op te neem en ek het my vervaardiger Gideon Botha besluit, wel ons soek 'n female vocalist. Ons soek 'n vrou wat hierdie saam met my sing. Deur 'n paar mense gaan en toe het Tay 'n weergawe gedoen van soos 'n engel op TikTok. Toe ek dit raak gesien en klomp mense het my gebombardeer, gesê kyk hier. Soveel so dat ek nie kon ignore nie. Toe het ek maar 'n comment gelos en ons het kontak gemaak en toe ek haar stem hoor, Roz, toe was ek net soos, okay, there's something there. Ja. En ek moet en ek dink die groot ding met haar is baie mense sal dit misverstaan, maar ek dink as jy die geleentheid kry en jy spring nie en jy doen dit nie, it never comes. Yes. So met haar was dit 12, ek het die dag haar gelaat weet, ons is besig met die lied, kan jy môre in die studio wees, en sy het al haar goed gekanselleer en gekom. En ek was net hier nie, so sy het sommer my vervaardiger ontmoet sonder my, en toe neem sy die lied op binne 2 ure. Dis ongelooflik en hy sê nou jy was hier bo, maar hy bly in die Kaap. So dis nie asof julle om die draai van mekaar af woon nie. So hoe moeilik was dit eintlik om te gel as julle nou alles doen via die internet? Weet jy, ek moet sê dit was 'n bietjie van 'n moeilike situasie geweest, maar ons het gevideo call en jy het jou insiening gehad oor hoe ons die song wou doen. En ek moet sê ons het nie regtig 'n probleem gehad toe ons die song opgeneem het nie, want alles het net saam gewerk. Ek weet nie eers hoe om dit te verduidelik nie. It just works. Ek dink dit resoneer met jou en ek dink dit resoneer met jou storie en ek was op video call in die studio en dat wys hulle vir my en luister ek en
Ons het mekaar die eerste keer ontmoet in persoon by die fotoshoot toe ons hierdie Wow. Ja. So hallo, lekker om te kom Hy sit mooi op die neem gou liedjie. foto's. Waaroor gaan alles van my? Sjoe, alles van my het begin vir my as 'n liefdesliedjie Ja. om jou liefde te verklaar. Maar soos jy my mos maar ken, ek is maar altyd 'n geestelike ou, jy weet. So vir my is dit as ek praat van liefde, dan praat ek van my geloof en ek Ja. praat van Jesus en dit voel vir my daar's altyd 'n fyn lyntjie in al my musiek oor daai tipe hoop wat ek wil deurbring en koneksie wat ons wil hê met 'n Skepper wat ons liefhet. So daar's iets van dit opgesluit en dit was so interessant toe ons besig was om hierdie op te neem, toe was sy in daai selfde week gedoop en 'n groot geloofsbesluit gemaak en ek dink dit het vir haar daai oorgawe, die idee is oorgawe, jy weet, om alles van jouself te gee, want liefde vra nie halfpad nie, liefde vra, jy weet, die volle pad. Ja, So ja. Ek het op jou sosiale media bietjie gaan kyk. Jy's baie oop oor dinge waardeur jy gaan. Ja. Of dit nou jou gesondheid is, of dit nou die sukses van 'n liedjie is of wat. Hoekom dink jy is dit so belangrik dat mens op sosiale media regtig jouself is en autentiek is? Ek dink ek en jy het nou net hieroor gepraat. Die mense wil die ware jy sien. Hulle wil nie iemand sien wat plastiek is of jy weet net goed daar buite uitsit wat geen relevance het nie. Jy moet relevant bly. Want op die einde van die dag mense kan resoneer waardeur hulle gaan en wees soos okay, ek is nie die enigste een nie. So ek voel ek moet baie oop en eerlik wees oor wat in my lewe aangaan, sodat hulle ook net kan verstaan jy's nie alleen nie en ons is so saam met jou. En dit is eintlik hoe mense 'n verbintenis kry met die musiek, is dat hulle wil vereenselwig, hulle wil voel okay, ek sien 'n bietjie van myself in hierdie liedjie, soos byvoorbeeld alles van my, kan enige liedjie wees regtig, maar dit is daai oop amper dialoog met die persoon wat die liedjie luister. Dis so interessant jy noem dit nou, want dis die heel eerste keer in my lewe wat ek 'n liedjie sing waar ons dit amper soos 'n gesprek wou gehad het. Ja. Ek sing 'n lyntjie, dan sing sy 'n lyntjie, amper as ons met mekaar praat en dis die idee van 'n dialoog hou ek van en ek dink met musiek is dit baie so dat dit eensydig is, want die kunstenaar sing en die mense vat daar uit wat hulle nodig het. Maar op sosiale media maak dit interessant want nou ewe skielik het mense sê, ons is nou geforseer om nou hierna terug te gaan studio toe om te werk aan nog musiek, want mense soek dit. Geforseer. Ja, die liedjie het binne die eerste naweek weet top 50 Afrikaans geslaan op Apple Music en toe besef ons daar's ietsie daar en nou moet mens so strike while the iron is hot. So ons gaan terug studio toe hierna. Maar ek is so bly dat julle dit wel doen, want ek het nou al die liedjie gehoor en ek het gehoor hoe mooi klink dit terwyl julle nou die klanktoets doen het vanoggend, maar daar is iets aan julle stemme wat eintlik so mooi en so natuurlik by mekaar pas. Dankie, dis raar. Ek dink mense weet nooit wat jy dit doen nie, maar dit begin by 'n gut feel vir my en toe die gut feel vir my oorgaan in vrede dat sy dit moet sing. Toe ons dit doen, toe weet ek dit gaan werk. Ja. If it comes naturally like that. So nee, ek is baie dankbaar vir dit. Het was 'n beautiful oomblik gewees. Ek moet self sê ons het eintlik 'n baie mooi storie. Ons ken mekaar van geen kant af nie. En toe net iewes skielik hier sing ons saam en tot vandag toe kan ek nie glo ek sit saam met hom hier nie. Maar ja, ek dink it just works. Ons het 'n baie groot koneksie met mekaar ook in 'n spiritual level. So en ek dink dit is baie belangrik wat ons het daai. Ja, en dis daai tipe magic wat mens moet koester en ons gaan nou self hier op Goeiemôre Good Morning daai magic hoor. Dit gaan gebeur net na die advertensiebreek. Dit is Len Miller en Tay wat met ons kom gesels vanoggend oor hulle splinter nuwe enkelsnit saam Alles van my. As jy hierdie gesprek of enige van die Goeiemôre Good Morning gesprekke of onderhoude gemis het, hou in gedagte alles is op ons YouTube kanaal ook Goeiemôre Good Morning en jy kan ons ook gaan volg op sosiale media. Ons is nou terug met 'n regstreekse weergawe van Alles van my. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. What seems to be the problem?
Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons luister nou na Len Miller en Thys se splinternuwe enkelsnit Alles van my. Gee my net 'n kans om te verduidelik. Ek weet ek maak jou soms mal, maar dis nou duidelik. Alles wat nog oor is van my hart is joune elke uur, elke oomblik. Alles van my soek alles van jou, alles van my soek alles van jou. Gee jou weer alles wat ek het, gee jou weer alles wat ek het. Alles van my soek alles van jou, alles van my soek alles van jou. Storms in my hart voel of dit stil raak. Woorde breek jou stadig, sit my aan mekaar. Loop ek op die water met my oë op jou. Hulle kan asvat, ek soek net vir jou. Alles van my soek alles van jou, alles van my soek alles van jou. Gee jou weer alles wat ek het, gee jou weer alles wat ek het. Alles van my soek alles van jou, alles van my soek alles van jou. Jesus, 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 als wat ek wil hê. 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 Alles van my soek alles van jou, alles van my soek alles van jou. Gee jou weer alles wat ek het, gee jou weer alles wat ek het. Alles van my soek alles van jou, alles van my soek alles van jou.
Jy's als wat ek wou hê. Jy's als wat ek wou hê. Jy's als wat ek wou hê. Jy's als wat ek wou. Alles van my soek, alles van jou. Alles van my soek, alles van jou. Julle, dit is so mooi. So, die ding is nou, mense gaan hierdie ding nou wil sien op 'n show. So, hoe gaan julle dit regkry om saam te begin toer en begin shows doen? Ja, ek dink daar's 'n idee van om net te begin iets te doen en dan moet jy dit uitfigure soos jy gaan. Ja. Ons gaan dan maar sien waar die ding ons vat. Op hierdie stadium het ons die charts geslaan met die song en dit voel vir my dit resoneer met 'n gehoor en as daar vertonings moet gebeur dan moet ons dit maak werk. Ons sal vertonings doen. Ja, ons sal nog iets saam opneem dan op pad gaan met dit, ja. So die ding is julle moet saam begin skryf aan goed en dan sien hoe die projek julle verder kan vat. Absoluut. Baie opgewonde. Lekker om dit nie meer alleen te hoef te doen. Daar stem ek saam met jou. Wat leer jy van met Len werk en iemand soos Len? Want hy is al so lank in die bedryf en jy is ook op jou eie journey, maar jy's nog op en komend in 'n manier. So wat het jy nou by hom geleer? So, ek is al eintlik redelik lank in die musiekbedryf, maar obviously nou soos wat Len nou eintlik is. Weet jy wat het hy my die meeste geleer is net om jouself te kan wees teen alle tye en om ook ek gaan nou 'n reference uit die song uithaal is how ek nou loop ek op die water met my oë op jou. Is net om my oë die hele tyd op die Here te hou. Teen alle tye want hy sal ons lei waartoe ons moet gaan. So dis waar ek eintlik jy is die rede hoekom ek my spiritual journey weer oorgedoen het. So. Dis great man. Ja. En daar's ook seker goed wat jy nou leer of herontdek om saam met iemand soos jy te werk. Absoluut. Ek dink daar's 'n element van mentorskap wat ek geleer het in my lewe. Ek het nie gekom hier waar ek nou is sonder raad en insette van ouer gardes nie. En ek dink met die wysheid kom die grysheid. So daar's 'n geleentheid vir my om nou ook as 'n mentor op te tree vir jonger kunstenaars. En ek werk ook in 'n klein projekkie aan die kant wat ek nuwe kunstenaars wil help ontwikkel, want ek dink daar's 'n behoefte in ons land om kunstenaars te help om te ontwikkel. En iemand soos Ty wat voel wat ek die potensiaal kan raak sien, kan ek help ontwikkel en jy weet so 'n paar dinge leer wat ek geleer het saam met die pad ek gestap het. En dan op daai manier leef ek weer my passie uit. Ek's lief vir kunstenaars, ek lief vir die musiekbedryf en dis 'n geleentheid vir my om te kan saai weer. Ja. Waar kan mense julle volg of in die hande kry wanneer hulle al weet wanneer die shows gebeur, wanneer julle nog musiek gaan uitbring? Jy kan ons op Instagram, Facebook, TikTok, op elke digitale platform kan julle ons eintlik kry. Jy weet, soos Len Miller en Ty. Ja, ek het ook 'n webtuiste www.lenmiller.co.za en daar sal ook skakels wees na al my vertonings wat opkom en so aan. Maar hoofsaaklik maar sosiale media is 'n goeie plek om te begin. Ja, daar's ook 'n opkomende toer met Jean Boucher en Tashay. Daar's 'n vertoning 21ste November. Ja, dit is by die Theatre of Marcellus, die 21ste November. Eerste keer wat ek saam met Tashay en Jean Boucher saam op die hoog gaan wees en ek kan nie wag vir daai geleentheid. Dit gaan ongelooflik lekker wees. Ja, mense moet kaartjies koop asseblief. Ja, ons sal dit op ons sosiale media ook deel en die liedjie is nou waar beskikbaar. Op alle digiblare. Alle digiblare bome. Alle digitale platforms. Ja, so jy kan hom letterlik enige plek nou kry. Alles van my, oral. Alles van my, oral. Oral beskikbaar. Weet jy wat? Dankie. Grootste dankie vir julle twee dat julle so vroeg opgestaan het om by Goeiemôre Good Morning te kom kuier. Dit is 'n regte voorreg om met julle te gesels, Len Miller en Ty. Baie dankie vir jou. Dit is 'n voorreg om met jou te gesels. Ja. Dit was so lekker. Dankie. En dit is dan dit vir Goeiemôre Good Morning hier die maandagooggend. As jy in die Gauteng area is, maak seker jy ry ekstra veilig want die paaie is nat. Ons sê vir jou totsiens tot môreoggend 6:00 regstreeks op Via. Tot The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to
improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggle to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue. Pay what you can afford.